terwyl ek hierdie gedeelte so lees wat ons wil lees hier so aan die begin van die woord van die Here uit Eksodus 14 waar 'n bietjie wil oor praat oor Moses, halleluja. Nou ons almal weet wat gebeur het terwyl Moses en die volk voor hierdie see staan, die Rooi See, en die Here, hulle weet nie waartoe om te gaan nie. Maar dit is nie waaroor ek wil praat vanaand. Ons gaan enkele verse lees hier vanaf vers hoofstuk 14, Eksodus 14 vanaf vers 1 sê hy: Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai en laar opslaan. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingeslip. Ek sal Farao se hart verhard, en hier praat die Here Jesus self. Hy sê, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Ek gaan 'n bietjie hieroor praat vanaand, ons lees nog verder, halleluja. En ek sal Farao, ek lees op weer sy hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en dit is die vyand hierdie. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenare sal weet, dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang, dat die volk gevlug het hy hart van Farao en van sy dienaars die volk verander. En hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie, want Israel het hulle gedien, die Egiptenare. Hulle het hulle aanbid, want hulle moes gedoen het, anders was hulle doodgemaak. Daarom het hy sy strydwaan ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaan geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het, maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Tot sover. Nou ons almal ken die verhaal waar hy gestaan het, Here sê, tel op jou stap, want ek hierdie see kan loop en die water kan loop, en die Sondagskool het ons dit al geleer, en waar al die perde deur gaan Egiptenaars, maar ek gaan vanaand nie daaroor praat nie. Ek wil vanaand praat oor hierdie gedeelte wat hy sê, en die Here het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. En dan sê hy hierso, sê vers 4, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg, en ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Dit terwyl ek hierdie gedeeltes lees, dat sê, Here, hoeveel van ons het nie baie keer vyande nie? Die Here kon hierdie vyande, weet nie, toe die Israeliete uittrek daar, eers wat die Egiptenare sê, maar hoekom, waarom? En die Here Jesus, halleluja, wil nie hê ons moet onder ander se gesag staan nie. Hy wil nie hê ons moet vertrap word onder ander, maar kyk nou mooi wat maak hy. Hoeveel van ons word vertrap deur vyande? Hoeveel van ons word beskinder deur vyande? En die Here Jesus sien hoe ly die volk van Israel onder die Egiptenare. En hy kom op 'n punt wat hy sê nee. Hy kom by Moses, hy sê vir die volk hulle moet trek. Sê vir hulle moet omdraai. Ek wil dit nie, ek wil vanaand jou sê, die Here wil nie ons as kinders van hom moet swaar kry onder die vyand. Dit is nie wat hy wil hê nie. Maar luister nou mooi wat ons gelees, wat maak hy? En die Here sê self vir hom, ek sal wys. Ek sal vir Farao en sy mense wys, wie is ek? Ek sal by die Here Jesus was kwaad gewees, omdat wat hulle doen, omdat hulle so lelik is by die Israeliete. En hy sê, ek gaan Farao se hart, hy sê vir Moses, laat julle trek, maar gaan Farao se hart verhard, sodat hy julle moet agtervolg. Hoekom het die Here dit gedoen? Want die Here wou gehad het, hulle moes tot sterwe kom, en hulle moes sien wat so God Israel regtig aanbid. Daai volk kon gelos het, hulle kon dit, baie soos ek sê, die Sondagskool het net geleer, van die groot wonderwerk, dit is 'n groot wonderwerk. Maar die grootste wonderwerk is eintlik, die Here wou gehad het, die vyand moet sien hoe groot God Israel aanbid. Het dit nie vir jou partykeer gevoel, jy weet nie terwyl ek hierdie gedeelte lees, het dit nie vir jou partykeer al gevoel dat die vyand los my nie. Die vyand wil ek vanaand jou sê, terwyl ek sê, Here, was daar nie al vyand in ons lewens gewees, en ons moet net glo en vertrou, dat halleluja, die Here daar miskien daai vyand se hart verhard, dat hulle die hele tyd ons stryde, maar wees dan ons gehoorsaamheid en opregtheid, en wees ons vertroue in God. Het daar so groot wonderwerk plaasgevind, moet nie net vanaand na die see kyk nie.
Soos ek wees in die kindertjies kyk, dan is hy ooit op droë grond deurgaan, en hierdie water toe aan die ander kant kom, het hy weer sy hand op sy, en die water het toegerol. Die Here het toegelaat, dat die vyand se hart verhard word, om hulle die Israeliete te volg. Want toe hulle volg, wat het gebeur? Want die woord van die Here sê, jy kan het gaan lees by die huis, hulle by die see kom, toe draai hulle om te sien hulle van ver af, hier kom Farao en al hy stryfaan. En hulle begin memoreer met Moses. Maar weet jy, toe kom hulle vertrou en hulle raak al hoe meer vertrou in God. En hulle vertrou in die Here raak al hoe sterker. En hulle begin al hoe meer te glo. En hulle staan aan hulle Here, begin die Here te prys en te loof. Die vyand is op hulle rug, maar hulle aanbid die Here. Die vyande gaan hulle doodslaan, hulle 600 man. 600, hulle het assegaiers, hulle het perde, hulle stryd waar hy karre waarmee hulle ry. So wat, hulle harte by die perde boor die mense. Wat kan hulle maak? Dis mans, dis vrouens en kindertjies. Hier staan Moses daar. Maar weet jy, die godsman staan, hy sê, Here, het ons gebring. Hy sê, luister, ek gaan Farao se hart vra, dat hy julle moet volg. Hoekom? Want hy sê hierso, want ek wil vir Farao en sy hele leer maak, verheerlik. Ek wil hulle wys vir. Ek wil hulle wys wat kan ek doen. En dan jy al baie veel gevoel dat die probleme wil jou nie los nie. Die omstandighede wil jou nie los, het voel of hulle jou jaag. Het voel of hulle jou truite. Jy voel net, ag, dan kom ek tot rust, as jy so omdraai, dan kyk jy, hier kom die probleme. As jy kyk, hier kom jy sê, wat wil ek vanaand vir jou vertel? Sit jou volle vertroue in die Here Jesus Christus. Soms denk dat die Here Jesus toelaat, dat sulke dinge jou pad laat kom, dat die vyand kan sê, maar Jesus, ek het gedink hy gaan val. Jesus, ek het gedink sy gaan val. Kom ons vat mense vandag, mense, veral mense. Mense sal so juig wanneer hierdie kerk moet val. Mense sal so juig wanneer daai kerk moet val. Mense sal so juig wanneer 'n mense besigheid moet val. Plaas dat ons vir mekaar bid en die son oor die ander sien skyn en skiet op, vir mekaar intree. Maar hulle bly op jou. Maar as dit nie ons plig as kinders van die Here om in die geloof te staan te sê, God gaan vir my hierdie water kloof. Al is die vyand 10 meter van my af, God gaan in die water kloof. Hy gaan 'n skeiding tussen my en my vyand maak. Maar die Here het dit as prins gedoen, die Here het gedoen met 'n doel. Laat Farao moet skrik. Hy kon toe nie skrik nie, want hulle is almal toe dood. Want die woord van die Here sê hierso, hy sê en kyk, ek sal die harte van die Egiptenare verhard, sodat hulle agter julle aangaan. Hy sê ook hierso, en julle sal hulle nooit, wie soos wat julle vandag sien, so sal julle hulle nooit weer sien nie. Die Here sê dit hierso vir Moses, hy sê vir die volk, soos wat hulle die Egiptenare nou sien, sal hulle nooit weer sien nie. Hulle het nie geweet waarvan praat die Here nie. Hulle het nie geweet nie. Maar dan kom ons weer terug. Baie keer stel die Here ons op die proef. Dan wonder ons hoekom, waarom. Dan wil die Here kyk of ons werklik al volhard. Hy wil kyk of ons werklik waar in ons geloof staan en sê, die Here gaan dit doen, klaar. Al voel dit veel van hulle so aan jou touch, die jou probleme. Die Here kan dit in sekondes wegvat. Toe hulle so opdraai, toe hulle sê, Moses, hoe kon die Here ons uit Egipte land laat uitgaan? Was daar dan nie genoeg graf om ons te begrawe nie? Plaas ons maar eerder onder hulle juk gestaan het, om hulle te aanbid dat ons nog gelewe, maar ons gaan sterwe. Moses sê nee. Hy sê nee, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy my? Hy sê aan die kinders van Israel dat hulle moet weg. Ek lees om weer, die Here sal vir julle stry, julle moet stil wees, vers 14. En die Here deel met Moses, hy praat met hom. Dit die tyd geword dat ons as kinders van die Here opstaan, sê ek en my sal die Here, maak die saak wat se omstandighede, halleluja, dit gaan verdwyn. Die grootste, die hoor het daar miskien na 50 jaar, of na 60 jaar, of 40, of 30 jaar, wat jy die sondags gehoor van die diere wat gevrek het, die diere wat versuip het, die mense wat verdrink het. Maar nog nooit het hy hierdie diep gesien wat hy gesê, en die Here gaan Farao se hart verhard. Anderswoorde, hy maak hom kwaad, ek wil hy mense aanval. Die Here het geweet, hulle gaan nie hulle hande aan die kinders van die Here gaan sit nie, maar hy wil gehad het, hulle moes met hulle oë aanskou wie God is. Moenie 'n gesalfde kind van die Here jaag nie. Moenie 'n kind van die Here aanraak nie. Moenie 'n kind van die Here met ons speel nie, op wat se manier hy is, halleluja.
bid vir hom, staan in vir hom, halleluja. En die woord van die Here sê, toe hulle deur droë grond, daar deurtrek, weet jy gelede, ek dink by myself, as jy, wie was al by die aquarium gewees in Kaapstad, die loop ons in die glas tot die glas gang, as alles glas hier so om jou, dan sê haai oor jou kop en goed. Dan kyk jy, so dink jy by jouself, dit is glas. Maar wat gaan maak as daai glas breek? Jy dink vir jouself, dan kyk jy, so ek het al so van kyk, maar dit is baie dik glas. Dan dink ek so myself, terwyl hierdie kinders van die Here, die Israeliete so loop, en hulle sien die water, meters hoog in die lug, meters hoog. Ek wonder wat het hulle gedink. Hulle sê wat soos 'n spieël gewees, 'n glas wat die water vasgehou, en die Here sê, trek my kinders. Trek deur, halleluja, jy gaan sien wat gaan ek met jou vyand doen. Julle sal sien wat ek met julle vyande gaan doen. Hou net aan my vas, hou net aan my glo, halleluja, ek sal aanhou, en Farao se hart verraai, halleluja, laat hy is mos nou nuuskierig, hy wil mos nou sien wat ek doen, nou sal hy sien. En die woord van die Here sê toe Farao, met al sy manne, toe hulle daar inkom, halleluja, toe hulle so in die middel van die see, toe staan hulle almal, die Israeliete aan die agterkant, en Moses steek sy hand so op. En hy sê, Here, baie dankie. En die Here vat dit weg, en hy golwe rol terug. En toe hy golwe so terugrol, toe is al die Egiptenare met Farao, toe is hulle weg. En die Here het vir hulle gesê, soos wat julle vandag sien, jy kan dit gaan leer. Halleluja, ek lees dit. Wees nie bevrees, jy staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle hierdie Egiptenare vandag sien, sal jy hulle nooit weer in die ewigheid sien nie. En het die tyd geword dat ons sal sê, halleluja, wees nie bevrees nie. God wil ons vyande finaal van ons af wegval. Maar die Here toets ons. Ag, ek glo, maar glo jy regtig? Ag, ek weet die Here sal maar aan die ander kant sê, probeer wat jy, ek wil probeer self oplossing kry. Ek wil jou vanaand bemoedig om te sê, kind van die Here, kom ons staan vas. Kom ons hou vas, halleluja. Soms wil ek vanaand vir jou sê, gaan dit wees, dat die vyand sy hart verhard word. Halleluja, om jou te volg. Want dit is hoe die Here wil sien, dat hulle wil hê, die vyand moet sien, die grootste wonderwerk wat daar gaan uitkom. Hier is baie mense in wese wat sal lag, as sekere kerke toe maak. Hulle sal lag as sekere mense of mense se besigheid toe maak. Hulle sal lag daarvoor as winkel. Hulle sal lag daarvoor as iemand, ja, lekker. Ek het mos al gesien hoe beklei hulle op die media. Ook is so bly daai een is, ook is so bly daar. O, daai een moet maar gaan graaf, o, daai moet. Dis nie reg. Dis nie mooi nie. Dis nie wat die kinders van die Here wil hê. Die Here wil hê vir die kinders van die Here. Die Here het gesien hoe suffer hulle onder die Egiptenare. Want hulle moes die Egiptenare aanbid. Hulle slawe en hulle het vir hulle gewerk. Hulle moes voor hulle beelde en hulle afgode moes hulle gaan buig. In die stilte het hulle God aanbid. En die Here het gesê, ek wil nie dat hulle met my kinders so mors nie. Moses sê vir hulle, halleluja, sê vir hulle moet trek. Julle moet gaan. En weet jy wat, hulle so in die stilte getrek, dat die Egiptenare het nie eens geweet nie. Hulle het nie eens gesien. Agterna, toe kom hulle agter my Israel is, niemand is meer, die hele Israel is weg. En dus toe die Here bewerkstellig laat die koning se hart verhard, dat hy sê, ek gaan hulle nou soek, nou gaan die moeilikheid weer. Maar min het hulle geweet, die groot moeilikheid lê vir hulle. Nie vir die kinders van hulle, maar vir hulle. Kom ons staan vanaand vas en sê, Here, ek staan in die geloof. Here, ek staan vas. Here, ek staan by U. My omstandighede gaan U vernietig. Al is daar mense met sulke groot oë wat na my kyk. Al is daar mense wat so. Al is daar mense wat so. Nou die dag het ek ook weer persone gesê. Eerste wat die persoon my vra, gaan die kerk nog aan? Ek sê ja, fantasties. Fantasties. Hy gaan aan. Mense is so snaaks. Mense kan so snaaks optree. Maar prys die Here. God laat toe dat die vyande sien. Halleluja. As ou koortjie wat sê, let's go on. Talking about the good old. Let's go on, gaan net aan. Hou net van, sê die Here is vir my goed. Ons kom vanaand gesê, ag ons is 10 of 2 of 3 of 4 of 5, kom ons los die kerk. Nee, ons is hier, want die Here is hier teenwoordig. Ons is hier so, halleluja, want die engele is hier vanaand, halleluja.
Kom ons hou vas vanaand, sê Here, halleluja, laat my vyande, halleluja, my sukses aanskou en hulle val sal sien. Laat die vyande my sukses sal aanskou, halleluja. Daai deurbraak laat hy dit sal aanskou, halleluja. Glory to God. Here, ons bestraf elke werking van Satan. En wat ek vanaand wil sê is, bly in geloof, halleluja. Want hy sê, maar Moses dan die volk sê, wees nie bevrees nie, halleluja. Staan vas en aanskou jou verlossing. Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou jou verlossing. Wat 'n pragtige woorde. Moses het die Here so vertrou dat hy so kon draai na die mense, na sy mense toe. Is hy sê, wees nie bevrees nie, staan vas. Staan vas en aanskou julle verlossing. Hoe staan hy vas? Hy was so vol van die krag van die Here. So moet ons ook sê, probleem. Staan bietjie vas, jy gaan sien wat gaan gebeur. Die Here gaan my hier uithelp. Die Here gaan my hier deurvat. Die Here gaan my versterk. So weet vanaand, en ek sluit by dit af. Weet vanaand, en dan skou dit bietjie. As dit vir jou voel of jy vyande aan met jou is, ek praat nou fisies van mense. Mense wat op jou jaloers is. Mense wat jou ondergang wil sien. Mense wat jou sleg sê. Mense wat nie respek het vir jou nie. Mense wat sê wat geen mooi woord van jou te sê. Staan vanaand net vas. Halleluja, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou jou verlossing. Moenie vir daai vyande kwaad gaan word nie. Moenie worry oor daai vyand nie. Moenie jy iets gaan sleg praat van jou vyand nie. Gee dit in die Here Jesus Christus van Nasaret se hande en die Vader en die Heilige Gees en jy sal jou verlossing aanskou en hulle sal hulle val kry. Halleluja. Dis presies wat die Here hier gedoen het. Farao, ek jou wys. Laat die mense maar teen jou opstaan. Laat hulle sê wat hulle wil, bly net stop. Los. Baie van ons gaan deur moeilike tye, partykeer weens mense. Mense wat jou vertrap. Eie familie wat jou dalk seermaak. Familie wat jou eenkant gestoot. Mense, versmense wat nie vir jou af. Versmense wat jou minag. Versmense wat nie respek het vir jou nie. Daar's baie goed wat ek vanaand gaan doen. Maar weet dit kind van die Here, halleluja, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou jou verlossing. Onthou, hierdie verlossing het nie in een dag gekom nie. Hulle het gevlug Israel. Hulle het getrek. In die nag het hulle gewonder, waar is hulle? Waar is die vyande? Môre het hulle weer opstaan en hulle getrek. En hier kom hulle by die see. En hulle dink dis die einde. 'n doodloopstraat. 'n doodloopstraat. Hierdie mense, Egiptenare, gaan ons in die see en jag, ons almal gaan verdrink. Dis tekens met ons Moses, dis tekens. Het jy nie al gevoel, hierdie is die toppunt wat jy al kan bereik in jou lewe van moederloosheid? Het jy nie al gevoel, hierdie is die toppunt van alles, ek gee op, nou moet ek maar sterf, ek moet maar verdrink, of ek moet maar my besigheid verloor, of ek moet maar my werk verloor, of die mense moet maar bo op my kop kom sit, het jy nie al so gevoel nie? Dan wil ek jou vanaand bemoedig om te sê, halleluja, vrees, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou jou verlossing, want die Here wat jy vandag vir julle sal bewerk, staan vas, dan moet jy die Gees kon sê, Here, dankie, u woord sê dit in Eksodus 14, halleluja, vers 13, sê u dit, Here, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou jou verlossing. Jy maak die Here patent op hierdie belofte. Jy herinner hom, ja, maar die Here sê, herinner my aan my belofte. Here, ek staan nou hierso. Hier aan die einde, 'n doodloopstraat. Maak u nou vir my 'n pad deur die see. Maak u vir my 'n pad deur die woestyn. Halleluja, sodat my vyande nie verder sal gaan nie. En weet dit vanaand, halleluja. En staan vanaand vas, halleluja. Die vyand sal nie dan verder. Kom ons kom net hier, ons kry daai berus en sê, Here, gee daai krag. Ek weet baie keer sal mense sê, is maklik om te praat. Is maklik om te sê, ek weet in wat se situasie ek sit. Ek het maar in waardeur ons al gaan. Elke dag geplaas ons geloof in die Here en God voorsien. Elke aand bid ons plaas ons geloof in die Here voorsien. Halleluja. Ons doen die moontlike en God die onmoontlike. Halleluja. Wat het Moses doen? Die moontlike gedoen, het God aangeroep. En God het die onmoontlike gedoen. Halleluja. Maar weet dit dalk miskien, vat dit vanaand positief.
As jy voel hierdie mense maak jou klaar, jy voel jy kan nie meer nie, die familie of iemand steun jou, of die ene steun jou, gaan net in bid en sê, ek hoef nie bevrees te staan nie. Ek moet net stil wees. Wees stil, my kind, en aanskou jou verlossing. Here, ek gaan my verlossing aanskou. Ek gee my vyand in u hande oorgedaan. En ek wag op my verlossing. Amen. Amen. Halleluja. Ons gaan nou lekker saam sit.